Môre Fossie. Hallo John, hoe gaan het met jou vandag? Goed met jou. Goed man. My gees is ligter vandag. Ek kan sien. Nee, gees is besonder lig vandag. Nee, jy het sommer vonk in jou. So, vir die kykers, ek gaan myself voorstel en dan gaan my vriend Fossie homself voorstel. Soos julle kan sien, ons is in werksklere, ons is werkende ou toppies. En so ons is nie leegleiers of pensionaris nie, en by geen oomblik insinueer ek dat 'n pensionaris leegleier is, nie glad nie, so met my nie kry sit nie. Die mense in die besigheidswêreld ken my as John Terblanche. My familie en my vriende ken my as Johnny. Maar my naam oorspronklik is Johannes, doopnaam, wat in die Bybel bekend staan as Johanan, is die Hebreëse naam. Nie João nie. Want João is Portugees, is nie John. Ja, maar dit is selfs die afkom van die Hebreëus, maar die oorspronklike naam van die vorm van die naam is Johanan, wat 'n baie diepe betekenis het in die Hebreëus. En ek dra swaar aan daai verantwoordelikheid en ek kan met eerlikheid sê mentally applied. Het ek die grootste deel van my lewe die naam nie eer aangedoen nie, maar ek streef na eerbring daarna toe. Fossie, stel jouself voor. Ja, Fossie, die meeste mense ken my, maar Fossie, as jy my naam noem, gaan ek nie kyk nie. Die familie ken my, op my noemnaam. As net my vrou, as sy vir my sê, sy my op my noemnaam noem, dan weet ek, daar's moeilikheid. So, maar ek is maar bekend as Fossie Vosloo, of Fossa, party ons noem my Fossa, dat is interessant. Ja, die besigheidswêreld ken my as Fossie. En dis natuurlik 'n kulturele ding. Absoluut, afgelei van, jy weet die Foster, die Vosloo, dit kom maar daarvan af, jy weet, en ek is eintlik, met my seun hom altyd self voorgestel, hy sê hy is Fossie Junior, hierso staan Fossie Senior. Maar as jy na my toe verwys, so ja, dis kultureel, maar kultureel ook in die sin daarvan dat daar's mense wat vir my sê Jonna, en dit is amper 'n tipe van, ek moet sê liefdesnaam is nie regtig die regte boodskap nie, maar dit is 'n spesiale naam. Ja, 'n naam van affinity. Jy voel 'n aanknoping met 'n persoon en dan gee jy hom daai tipe naam. Fossa. Soos wat ek jou Johnno noem. Presies net dit. Ja, so Fossa kom daarvan af. So die doel van hierdie podcast wat ons vandag begin is op die einde van die dag, soos wat die logo sê. Ons wil praat oor die Bybel. Ek wil in die diepte van die Bybel gaan. Ek sit en kyk vanmôre 'n podcast van twee jong manne en ek het ongelooflike respek vir hulle, waar hulle byvoorbeeld praat oor die doktrines in die kerke, waar die ontstaan is en hoe die kerke hulle siele verkoop, ten einde die mense wat in die gehoor sit, 'n sagte boodskap te gee om hulle tevrede te stel, want dit gaan op die einde van die dag oor watter kolleksies ingebring word. En ek wil nie nou op dit gaan nie. Ons gaan van my punt af is die intensie om my geloof, jou geloof, die gelowe van ons broers en susters daar buite, die gelowe wat ons reken is heidens, die toepassing van die doktrines en die kulture relevant tot dit, te meer teenoor dit wat die skrif sê, en nie in dit, ongelukkig moet ek dit sê, daar's van die mense daar buite wat van die opinie is, dat die bronteks van die Bybel is Grieks. Dis nie waar nie. Die oorspronklike bronteks van die Bybel is Hebreëus, en daar's ons gaan in een van die episodes gaan ons bespreek hoe die oudste teks op 'n stadium die Griekse teks was, inderdaad so. En toe doen hulle ontdekking wat toe uitkom dat die oudste teks wat nou bestaan in die wêreld relevant tot die Bybel is die Hebreëse teks. En hoe daai Hebreëse teks wat ontdek is, die Masoretiese teks wat gebruik was om die Afrikaanse en die Engelse en die Duitse en al hierdie Bybels te vertaal, inderdaad ook akkuraat was. So dit is die groot ding wat ons gaan aanspreek. Fossie. Ja, en ek dink ons moet nie vergeet van die boerekultuur of die Afrikaner kultuur nie, Afrikaanse kultuur nie. Absoluut. Oor 'n koppie koffie, né? Soos ons cheers, ja. Koffiekapitaal. Oom Jan Spies. Oom Jan Spies, Dis van Spies en Blusie, dis. Oom Jan Spies. Regte boerekapitaal. Dis. En dis 'n baie lekker koffie hierdie. Ja, Nee, baie lekker koffie. wat ons van Oukalie afkry. Ja. Mense,
Daar's so baie wat ons kan bespreek, maar die doel van hierdie podcast is nie om mense te vernietig, of om mense af te breek, of om animosity. En ek moet om verskoning vra van die begin af, ek vermeng my Engels en my Afrikaans, en hier en daar kom al nog Duits ook in, wat ek het in Suidwes groter word, wat nou Namibië is, en ek is nou my 9de jaar met die Hebreëse studies besig, so daar's nou en dan die Hebreëse goed wat inkom en so. So ek is maar 'n mengelmoes van tong. So praat jy nou van die gelo as jy nou so al daai goed met Van die gelo, ja. So 'n bietjie van alles. Maar hopelik, het blyk daarom asof mense my verstaan wanneer ek hierdie terme uithaal en ons praat 'n bietjie oor dit. Ja, sal nie uitdruk oor die ander terme. So Nee, ons gaan dit nog doen. Kyk, as daar een ding is wat 'n realiteit is, wat waarheid is nie. Ek en my vriend Frossie, ons kom ook al 'n rukkie. Ons het mekaar op 'n ander manier ontmoet. En ek is 'n ou, ek hou nie van grys lyne nie, ek hou nie van storieetjies nie, jy weet, ek het 'n baie donker verlede, ek het baie foute in my lewe gemaak, soveel foute waaroor ek spyt is, maar daai foute het my gevorm in die mens wat ek vandag is, en die keuses wat ek gemaak het, en die keuses daarvan af ek strewe na gehoorsaamheid aan my God, en by no means claim ek dat ek enigstens sukses het daarmee nie, inteendeel, ek dink ek faal 100 keer 'n dag teenoor 2 keer wat ek dit miskien maak. Maar dit gaan vir my oor die journey, dit gaan vir my oor die goed, en 'n paar jaar terug het ek die voorreg gehad om vir Frossie te ontmoet. En ons het 'n absolute konnotasie op kulturele vlak, sonder twyfel. Ons het 'n absolute konnotasie as gevolg van geloof. En dieselfde politieke benadering amper, daar is baie min wat ons nie mee oor saamstem nie. En ons wil onder geen omstandighede hierdie podcast politiek georiënteerd maak nie, maar dit is onafwendbaar dat ons politiek bespreek. Ja, dit gaan sekerlik gebeur. Relevant tot ons daaglikse goed, en relevant tot dit waar ons blootgelê word in vandag se lewe nie. Ja, absoluut. Nee, absoluut so. Ek dink die politiek raak ons direk. Dis kyk net na ons huidige situasie in Suid-Afrika en selfs oor die wêreld internasionaal, moet maar jou oor op die grond hou en hoor wat gaan verwat. Ja, Ons kan nie so volstrys met kop om my sand wees nie. daar is die probleem. Hoeveel van ons mense, hierdie ondervind ek nogal, is dat ons mense, nou praat ek nie net van die Afrikaner blanke mense nie, ek praat van die Suid-Afrikaanse mense wat in hierdie land gebore is, groot geword het, met wie ons elke dag te maak het in Suid-Afrika. Hoe daar hierdie verskillende benaderings is tot die probleem wat ons het in die politiek en in ons kulture. Waar in die stede meestal kry jy waar die mense hulle kop in die sand druk, waar die lewe oukei is, want hulle trek allemaal nog hulle goeie salaris, hulle trek ry mooi karre, hulle lyk nog redelik of het werk daar. Maar hoe verder jy uitgaan na soos ons wat in die Noordwes-provinsie is dit duidelik waar dinge uit mekaar uitval en hoe die algemene man op straat al hoe meer verarm het al en nie meer daai salarisse kan trek nie. En ek sien die uitwerking van die keuses wat die politikus te maak. En nou begin dit nasionaal uitkring na die goede waarmee Trump besig is, wat Rusland en ook al hierdie handelinge van die politikus reg oor die wêreld begin 'n impak hê op al die gewone mense op straat. En hartseer, ons kinders, my seun wat in Poland bly, omdat hy nie werk kan kry in Suid-Afrika nie, hy is 'n sportman, hy speel rugby, en hoe hy het gesê, as jy kan nie in span kry, jy kan jy wat, en ek maak glad nie 'n politieke punt van dit nie, maar dit is hartseer, dat ons kinders in die buiteland moet gaan plek soek, Ja. en Frossie te midde van dit. Ek meen, ek ervaar dieselfde situasie met my kinders, jy weet. Maar dit is ek werk op in die buiteland, Saudi-Arabië, hy is 'n kommersiële nekker, en dit is nou maar baie werk kry. Ek meen, hy het lank in Angola gewerk, en Nigeria gewerk, en alles oor die platforms, en dis waar die manne werk, en daar's soveel Suid-Afrikaners wat daar buite saamkom. Ja. En ek meen, my ander kinders ook. Ja, dis hartseer. Dieselfde, ek meen, my seun speel rugby in Poland. Daar is soveel van sy Suid-Afrikaanse vriende wat daar is, as gevolg van juist dit, hulle kan nie in berekening gebring word in die land nie, maar ek wil offisieel kapsie maak.
teen die regering. Wie waar? Ja. Ons, want ek het 'n klein dogterryker geraak in die afgelope paar maande. Sjoe, en al kontak wat ek met haar het, is deur videokols. Juis omdat ons administrasie nie vinnig genoeg die papierwerk kan doen nie. Inteendeel, ek het 2 dae terug met my seun gepraat en hom gevra, waar staan ons nou? Haar kind is nog nie geregistreer op ons stelsel nie. En sy sal 'n paar maande oud. En volgens my is gevolg van laksheid, maar dit bring my by 'n ding wat jy gewoonlik sê nou, het volle risiko van YouTube wat dit gaan blok, dink ek moet ons die terme verbloem, of ons weet 'n ding wat hy baie keer sê, ons sal die dag vrede hê, dink ek is, en ek paraphrase, wanneer die laaste politikus die laaste politikus ten einde gebring is, met die innerlike van die laaste priester. Ek hou daarvan, want dit rings true. En ek dink, van my kant af, ek kan nie genoeg uitsien na die volgende opname. Ons regtig in die vleis in gaan, waar ons die heilige koeie gaan slag. Het klink ernstig, as ons nou heilige koeie gaan slag. So, dit is inderdaad, maar natuurlijk uiteindelijk gaan beweeg. Maar ons moet nie vergeet van ons kultuur nie. Ek bedoel, daar is soveel mooie dinge uit ons kultuur uit. Absoluut. En ek kom agter dat ons is besig om baie van dit te verloor. Tradisies en sulke goed, jy weet, wat ek dink belangrik is. Dit is wie ons is, dit is ons mense, dit is seker een van die redes hoekom ek in die stad bly nie. Ek is maar 'n platlander. Dus ek moet vir jou sê, relevant tot dit, ek meen ek het groot geword in daai tyd Suid-Wes-Afrika. Ons het as kinders, dit was niks snaaks geweest, ons was 4 seuns. Dat ons in die spens en hardloop en blikkies kos en goed gaan uithaal uit die spens uit en in 'n rugsak gooi, daar gaan ons die koppies in. En dit was normaal, en dan slaap ons sommer daar in die grot, en dan was hierdie legende van die diere wat daar gebly het en geloop het, so risiko met dit. Ek kan nog eendag spesifiek onthou waar ek op 'n koppie het ons tussen die rotse gespeel, en ek het my voet opgelig en ek het hom oorgesit na die volgende rots toe, net mooi toe ek my voet wegvat toe, pak daar rinkels net daar waar my, en dis die wêreld waar ons gespeel het. Ja. Ons het, ons was blootgestel geweest, maar ja, op 'n ander manier is die kinders vandag. Ja. Dis die hartseer eintlik van die hele storie. Ek meen, ons kinders vandag kan nie eens meer uitgaan op 'n Saterdag gaan fietsry of gaan in die berge gaan nie. As ek van my kinders hoe hulle in die koppies gespeel het. Kyk, my militêre toerusting en hoe het in die slag gebly. Hulle het oorlog gespeel in hierdie koppies wat jy nie kan glo nie. En daar's nie 'n manier vir die kinders dit mee vandag doen nie. Jo, bring jy nou herinneringe in, ek en my broers speel eendag Cowboys en Crooks. Ja. In Oamites, dis so tussen Windhoek en Reewald. Dis die plek waar ons gebly het, ek sal nooit die plek vergeet nie, inteendeel ek en jy het op Google Maps het ons gaan kyk na die plek. En nou dat jy noem van hierdie oorlog speel, yes, ek kan nog onthou. Ons het Cowboys en Crooks gespeel. En ek en my een broer was die Cowboys en die ander 2 was die Crooks geweest, en ons arresteer nou die Crooks. En ek gaan in die huis in, om iets te gaan doen, en ek en my ma kom saam uit. Dus my broer wat die Cowboy is, besig om my ander broer wat 'n Crook is te hang. Dus hy op die punt om hom af te stamp met die reding wat om die wasgoedlyn gebind is. So, ja, kinders, nee. So, maar weet jy wat? Ons het dit survive. Ja, ons het soveel beter geraak, en ek wil een van die laaste goed wat ons vandag bespreek, wil ek aanhaal en te sê, ons kan teruggaan, en ons kan fisies, en dit is nou die Bybelse konnotasie tot ons kultuur, en die impak wat dit op ons gehad het. Ons kan fisies gaan en identifiseer die laaste keer, wat dinge ons kultuur drasties aangeraak het, wat dinge verander het vir altyd, om nooit weer terug te draai nie. En hoe dit in die Bybel genoem word, dat dit gaan gebeur. En wanneer dit gebeur, gaan die volgende goed gebeur, en dit is besig om te gebeur, al die goed is besig om te gebeur, en jy moet, ek persoonlik dink, individueel en theologies en akademies oneerlik wees of korrup wees, om dit nie te identifiseer en te sien van dit wat dit is nie. En so sulke goed, ek dink die volgende opname moet ons praat oor juis Matteus 24, so vir die wat belangstel, gaan lees Matteus 24, ons gaan bespreek,
wat is die implikasie, en ek gaan sekere feite aanhaal van Matteus wat in Hebreëus geskryf is ook, en daar's baie kapsie teen dit, maar daar's meer as 30 manuskripte wat gevind is, wat in Hebreëus geskryf is, en dan praat ek nie van die Griekse manuskrip wat vertaal is na Hebreëus toe, die Shemtov vertaling nie. Daar's 'n klomp foute op dit, met daai kulturele sprong. Maar ek praat van manuskripte wat in Hebreëus geskryf is van die boek Matteus. En daarin word hierdie konsepte bespreek in Matteus 24 en ons gaan daarna kyk. Wat 'n effek het dit gehad op ons as mense? Van kultureel, waar ons verander het van mense wat sosiaal met mekaar omgang gehad het en konnotasies gehad het en waar die wêreld ons geblok het. En waar vandag mense lewe in vrees en die kultuur heeltemal ten gronde gaan. Scary. Absoluut, dit is so. Scary. Dis asof daar 'n totale herstel gekom het, jy weet. Absoluut. En die knoppie is gedruk en dis 'n nuwe begin, 'n nuwe bedeling wat ander ook al mag wees. Absoluut. En dit is die punt. Dis ek kry moedervleis as ek praat oor hierdie goed van waar Matteus 24 Messias aan die woord. Of jy nou vir hom Yeshua noem of Jesus Christus of Jehoshua. Daai gaan ons ook bespreek, die naam uitsprake. Maar hoe baie mense dit kritiseer en sê dis van Bybelwag, whatever. Ons sal dit ook bespreek. Maar waar Messias aan die woord was en hy gesê het, let op die volgende. En hoe hy gesê het, dis hoe dit gaan wees. En dit absoluut nou so is. En hoe Paulus byvoorbeeld het risk om 'n Paulien genoem te word. En daar's baie ouens wat dink hulle praktiseer rein godsdienst wat Paulus verwerp, wat ek dink 'n fout is. Paulus word net nie verstaan nie, dit gaan ons ook bespreek. Maar 2 Timoteus 3 waar Paulus die simptome gee van dit wat ons nou beleef en dat hoe dit absoluut aan mekaar gekoppel is. Crazy mooi. Fossie, Is goed. ek sien so uit na hierdie sessies van ons. Ek dink ons het die ideale formule hier om met mekaar te gesels as vriende oor 'n lekker koppie koffie, Yes. boerbespreek. En Nee, karamel beskryf. Ek moet jou reghelp. ja, Karamel. ek is nou die soort tipe en jy verstaan my besigheid. En by the way, kyk, hier sit botanicus of niks. Hierdie ou sien bome en plante en goed, dan weet ek nie hoe waarvan hy praat nie. Ek het nou weer ander ekspertise. Baie praat is een van hulle. Maar ek wil afsluit met die volgende gedagte. Ek is ongelooflik dankbaar dat my Vader ons gebring het op hierdie punt, waar hy ons toegelaat het om baie naby te werk met mekaar vir meer as 'n jaar nou al. En 'n verhouding te ontwikkel wat, ek kan met eerlikheid sê, ek dink nie ek het al so iets gehad in my lewe met 'n vriend nie. So, En waar ons kan, ek vroeg jy, John. nou maak jy my ongemakkelijk maar waar ons hierdie tipe gesprekke kan hê oor die woord, en ons kan verskil, en ons kan dit uitredeneer, en partykeer gaan ons uit mekaar uit, en jy besluit, ek gaan, wel, dis nie hoe ek aan dink nie, en ek gaan uit, en ek dink, okay, dis hier, en ons noem dit, dat ek stem nie saam nie, maar ons bly vriende. Ja, maar ek dink die wederzijdse respek vir jou siening en so, dit is nie noodwendig hoe ek het sien nie, dit is ook nie noodwendig hoe jy my siening sien nie, maar ons het respek vir mekaar se siening. Ek dink, ons moet meer van dit hê, dan gaan daar minder drama op wees. Absoluut. Want ons is so ingestel daarop om jou siening te wil afdoen op iemand anders. Daar is ek 'n ding wat ek in my verlede nog jy weet dat ou soos iemand wat sal sê judgmental eintlik is, of judgmental beskou word. Jy wil jou idees afforceer op iemand anders en weet jy wat? So, Ja, en soos ons gister bespreek het, is waar ons verander het in mense wat te veel het om te sê en te min het om te luister. En jy het gister die sê vir ons ja, nee, interessant genoeg dat ons geskaap is met 2 ore om te hoor en een mond om te praat, jy weet. Maar ons wil meer. Ons wil praat asof ons 10 monde het, en geen ore het, jy weet. Maar nou ja, mense, die klank mag dalk nie die beste wees nie, ons werk met dit wat ons het. Maar ek is happy met dit wat ons het, ons het blessings dat ons die kapasiteit het om hierdie goed te doen. En ek bid dat ons dit alles doen, ter bevordering van ons opbouing van ons kultuur, waar ons veronderstel is om te wees. Ek is seker ons het, tussen jou jare en my jare het ons 'n ongelooflike hoeveelheid wysheid opgedoen en foute gemaak dat ons maar praat oor dit. En dat ons die Vader ter ere het.
Absoluut. En ek forseer, ek sê dit weer 'n keer met respek. Ek dink nie ons iemand anders met wie ek hierdie pad sou wou loop nie. My vriend. So ek dink ek kan nie wag nie. Ja, ons sal sien. Ja. Sien hoe dit volgende. Dis reg. Baie dankie. Ja. Mag julle almal 'n baie geseënde dag hê. Mag ons Vader julle ryklik seën in alles wat julle doen, die regte goed natuurlik. En vir ons die lesse leer soos ons moet op die verkeerde goed. Absoluut geseënde dag. Yes. Mooi gaan. Geseënde dag.